Welkom terug. Vanaand op Prontuit gesels ons oor hoe kunsmatige intelligensie op 'n verantwoordelike manier gebruik kan word. Die mediavervaardiger Kate Dotman is in 2022 met outisme gediagnoseer. Neurodiversiteit is 'n term vir mense wat inligting op ander maniere verwerk. Kate verduidelik hoe sy aanvanklik AI gebruik het om haar hiermee te help. I have a therapist. I also have a personal, spiritual mentor, family, and a couple of close friends. I think it's important to have balanced input and to never take any one person's opinion as gospel. When I first discovered AI, and obviously in the beginning that was mostly ChatGPT, I thought it was this miracle tool, like a magic golden key that would unlock the world of neurotypicals and just the world in general. So I thought that large language models like ChatGPT could be like a perfect objective voice of reason, because I thought it had access to all human knowledge, every book on psychology, articles, medical papers, and that because it was AI, it didn't have human bias and therefore would be able to give me accurate and objective answers and not opinions, and would be able to analyze things, read these letters and tell me, what is this person's tone? What do they mean by this? The more I've used it, the more I've realized that large language models in particular are trained on human opinion and human perspectives. One of the things apparently it accesses most is Reddit for answers on things, which is just people giving their opinions on stuff. And then obviously it's learning from all the people who are using it every day. And then it also gets trained on you. The memories it stores about you, you can delete them or you can turn it off. But that is how it builds up an understanding of how you think and how you speak and things you like and what you're interested in. So the more you engage with it, the more it tells you essentially what it thinks you want to hear. But I've heard with ChatGPT 5, they've put some safeguards in place to try and protect against that. I don't use ChatGPT for helping me to figure out personal relationships and communication really anymore. I would rather communicate imperfectly but authentically than have something or someone else speak for me. In die ateljee het ons die sielkundige Dr. Esmeralda Dankart. Sy is 'n konsultant vir die etiese gebruik van kunsmatige intelligensie. Esmeralda, ek's baie bly jy's hier. Dis 'n lekker ingewikkelde onderwerp, want ons het nou gehoor van Kate en sy het 'n neurodiverse wat noem mense diagnose. So sy het gesê dat sy ChatGPT gebruik het om na die toonaard van iemand te luister. Dis vir my nogals interessant, want wat word van intuïsie? En kan ek dit vra as dit gaan oor neurodiversiteit? Ja, wel as dit kom by intuïsie, ek meen daar is die een ding wat ons self as mens nog nie kan soos 'n uitfigure of hoe sal ek sê evidence voor het nie. So dit is die een deel van ons wat ons nog weet ons het as mens, en die een ding wat ook nie AI kan replicate nie, want dit is wie ons is. En baie van ons besluite maak ons ook uit ons intuïsie uit, deur dit daardeur te gebruik. Maar ons weet nie eers wat die verskil tussen neurose en intuïsie is nie. Ons weet nie regtig eers om ons eie gut te trust nie. Is dit hoekom ons so graag ChatGPT vra? Ja, maar dit is waar selfvertroue vandaan kom, want meerendeels die AI word al hoe meer gebruik waar mense dit wel vir persoonlike verhoudings en persoonlike besluitnemings gebruik maak. Soos Kate sê, sy gebruik dit wel nie meer nie, maar daar is, ek meen ek het selfs pasiënte wat in die stoel kom sit en dan sê hulle het vir ChatGPT gevra, jy weet, moet hulle in hierdie verhouding wees of moet hulle nie? En selfvertroue word gebou deur 1, besluite vir jouself te neem, maar 2, ook enige nagevolge wat kom as gevolg van daai besluite te weet jy kan dit dra. En hoe meer ons daai deel van ons outsource aan AI, hoe minder selfvertroue het ons. Want weer eens, daar is sekere besluite wat jy net van binne af neem en jy het dalk nie 'n wetenskaplike rede vir dit nodig nie, maar jy weet net.
Ja, en 'n groot deel van ons lewens is ook om ons maar foute te maak, nê. Nee. En dit speel 'n rol in die bou van selfvertroue. En as jy dit nou vir AI gegee het om te besluit of vir ChatGPT, dan hoe werk verantwoordbaarheid? So dit raak messy. Ja, weer eens, en as jy nie soos voel jy kan die gevolge dra van die besluit nie. As jy besluite neem as gevolg van ander, selfs ons as mens, as jy 'n besluit neem want iemand anders het jou gesê doen ABC, Ja. dan as die gevolge kom, dan verwag jy nou nie daai persoon moet nou die gevolge dra, want Precies, jy het ja. vir my gesê. Ja. Dieselfde dan met AI, en ek dink ook omdat AI wel baie goed is in sekere aspekte, dan doen ons half die halo-effek waar ons dink, okay, omdat dit so fantasties is en so akkuraat is in hierdie aspekte, sekerlik is dit dan ook baie akkuraat oor die algemeen, wat nie die geval is nie. So mense moet baie goed kan onderskei. Hoe werk dit goed in sielkunde? Ek dink nou maar aan dagboekhou of journaling soos die Engelse mense sê. Baie mense gebruik dit daarvoor. Ja, ek dink ons moet AI gebruik as soos 'n tool om ons lewe te verbeter, en veral as dit kom by die sielkunde, dit kan 'n wonderlike plek wees om te gaan as jy meer van jouself te leer ken, om te sê, okay, help my met journaling prompts. Watter journaling prompts kan ek gebruik om myself beter en dieper te leer ken? En selfde ook sê, maar jy wil tegnieke leer, hoe om jou emosies beter te reguleer, dan kan dit ook vir jou 'n hele paar idees gee. Ek dink mense verwar soms terapie wat regte psigoterapie is met wat terapie is wat in die media uitgebeeld word. Instagram terapie. Ja, want daar is dit alles oor DBT, CBT, kom ons doen al hierdie tegnieke en dan raak jy van jou borderline ontslae en dit is nie regte diep psigoterapie is baie verhoudings. Die genesing vind plaas binne die verhouding. En dis hoekom dit is soos 'n ChatGPT kan vir jou baie goed sê hoe om iets deur cognitive behavioral therapy of dialectical behavioral therapy, hoe om dit te implementeer en hoe om daarmee te gaan om dinge te verbeter, maar dis nie wat terapie is nie. Terapie is nie waar jy voor die sielkundige gaan sit en sê, okay, leer vir my 'n paar coping skills want ek wil beter met dit doen. Leer vir my deur CBT, want mense sit al klaar nie stil, hulle is so ek wil CBT gebruik en dan sonder eers om te weet wat die probleem is. Waar ons weer eens dit is nie wat regte psigoterapie is nie. Ja, baie popterapie in die wêreld op die oomblik, nee, maar op 'n ernstige noot, dit was nou onlangs in die nuus, ook jong mense begin ChatGPT as sielkundige gebruik met baie slegte gevolge. So jy moet ook seker daarteen waarsku. Ja, en daai is 'n baie gevaarlike paadjie waarna ek dink ons is besig om af te gaan, want soos tieners beïnvloed ook mekaar. So dan sal die een gaan navorsing doen en wanneer hulle het nou anxiety disorder en dit's amper asof hulle diagnose dra as 'n label en soos almal moet nou half een hê. En dan naderhand is alles traumas en dit is soos as jy laat is vir jou vlug, is dit 'n trauma. En dan daai soos 'n language wat hulle dan gebruik is ook baie negatief. En dit kom van die large language model af. Ja, en dan dink ek ook hulle raak bietjie soos 'n hyperfocused amper op hulle self en hulle emosies in steede van om net buite te kyk en met mense te connect. Is hulle baie van hoe voel ek nou? Is dit angs? Is dit dit? Dit is amper dit is te obsessive oor diself. Ja, en Sweets kan ook natuurlik eindig in 'n tragedie wat nou in die nuus was, maar ons hoef nou nie daaroor te praat nie. Esmeralda, baie dankie dat jy al die pad gekom het vir die kort onderhoud, maar jy het ons net herinner daaraan dat dit lyk my die balans lê in verhoudings met mense. Definitief. Ons moet nie die kompleksiteit van die lewe aan AI outsource as die surrogaat daarvan nie. Ons moet altyd vasklou aan daai mooi deel van ons wat die menswees is. Dankie. Dankie. Soos Kate Dotman sê, sy het nog nie 'n AI-tool ontdek met beter idees as mense nie, want kunsmatige intelligensie het nog nie iemand aan die dood afgestaan nie, teleurstelling ervaar of gehoop op 'n blink toekoms nie. Volgende keer kuier ons in die Oos-Vrystaat en in die Karoo om meer oor Suid-Afrika se fossiele en paleontologie geskiedenis te leer. Tot dan, mooi loop.